Nou ja, daar's interessante verwikkelinge in die Midde-Ooste. Bondgenootskappe wat opgerig is, het eintlik tot niks gekom nie. Maar dit was die plan van die begin af. En ons kyk veral nou na hierdie hele situasie van die Saudis, van die golfstate, want hulle is nie gelukkig met die stand van sake nie. Nou hierdie golfstate, Saudi-Arabië, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrein, Oman, hierdie state is op 'n stadium deur die Amerikaners in 'n lokval gelei, deurdat hulle vir hulle 'n storie gespin het en gesê, jong, Irak is baie gevaarlik, en Sirië is nie julle pel nie, en Iran is julle groot vyand, julle moet toelaat dat ons by julle Amerikaanse militêre basisse oprig. En hulle wou eers nie. En toe wat gebeur het, die Amerikaners het Saddam Hussein aan 'n lyntjie gehou, en hom eintlik die kans gegee om Kuwait in te val, want Kuwait het Saddam Hussein se olie begin steel. So, want Saddam Hussein was 'n bondgenoot van die VSA. En toe hy nou Kuwait inval, om die sake reg te stel, en nou ja, toe die Amerikaners teen hom gedraai. En toe moes die Saudis gesien het, wat maak die Amerikaners met hulle sogenaamde bondgenote, hulle steek hulle in die rug. En al hierdie dinge het te doen met hierdie sterk Joodse houvas wat die Amerikaners het, wat die Jode het op die Amerikaanse regering. Baie mense dink die Amerikaners gebruik die Jode. Dit is andersom, die Jode gebruik die Amerikaners. Want hulle is 'n klein landjie en hulle kan nie hulle oorloë veg en hulle plan vir the Greater Israel by mekaar sit sonder westerse ondersteuning nie. So hulle soek die belastingbetaler geld van die weste, hulle soek die missiele, die wapentuig, die F-35's, man, hulle soek al daai inligting. Hulle soek al daai hulp, hulle soek die wapentuig. So hulle soek 'n big brother in die weste wat hulle kan help om hulle oorlog te veg. Maar om by al hierdie punte uit te kom, by die Greater Israel plan wat ons nou sien in wording, moes hulle toe op 'n stadium, die Saudis, die golfstate, moes hulle op 'n manier kry om deel te raak van hierdie hele proses. En so het dit gekom met die Saddam Hussein en die Kuwait storie, dat die Saudis geskrik het en gesê, as reg, julle kan by ons Amerikaanse basisse opsit, en so het Amerika baie basisse opgesit in daardie areas, en van daardie basisse af het hulle die oorlog geveg teen Irak, Afghanistan, Sirië, Libië en nou Iran. Dit is eintlik wat die plan was. So hierdie golfstate was 'n afspringplek vir die Amerikaanse teenwoordigheid, hulle footprint in die Midde-Ooste. En die hele idee was, moenie worry nie, ons gaan vir julle kyk. As julle nou in die moeilikheid is en julle word aangeval, weer die VSA gaan vir julle kyk, moenie worry nie. En nou, met hierdie oorlog teen Iran, nou het hierdie klomp Saudis, nou hulle is eintlik, hierdie golfstate is, almal door die Moabite, die Turke is die Ammoniete, en die Perse is die Iranese. So, hierdie klomp Moabite, hierdie Saudis, het nou agtergekom, maar die VSA het hulle in die steek gelaat, en eerder hulle gewig ingegooi by die Joodse staat. Maar ek kon vir hulle gesê, dit kan gebeur. Ek meen, jy hoef nou nie 'n profeet te wees om dit te besef nie. Hoekom? Want die Joodse lobby het absolute beheer oor die Amerikaanse Senaat en die Amerikaanse Kongres. Netanyahu is eintlik die president van die VSA. So, maak nie 'n fout nie. So, nou dat dit nie goed lyk in die golfstate nie, en hulle infrastruktuur gebom word, daai militêre basisse van die Amerikaners word gebom, daar dreigemente teen hulle olievelde van die Iranse kant af, nou is daar nie vreeslik hulp van die VSA nie. So, hier is 'n baie interessante stukkie wat gehardloop het. Saudi official says the US abandoned them and redirected its air defense to protect Israel. They left all the Gulf states that host American military bases at the mercy of Iranian strikes. Hierdie klomp Moabite moes nooit hulle grondgebied beskikbaar gestel het vir die Amerikaners en die Jode nie. Hulle moes dit nooit gedoen het nie. Hulle is in 'n lokval gelei.
En hier's nog 'n stukkie. Gulf officials frustrated with US over lack of notice ahead of war. As the Gulf has come under relentless attack, officials from several US allied countries in the region have complained they were not given adequate time to prepare for the torrent of Iranian drones and missiles bombarding their countries in retaliation for strikes launched by US and Israel. So hierdie ouens is baie ongelukkig, want die beloftes het toe nou nie staande gehou nie. En dan is hulle nou, ander groot probleem wat hulle het is, one of the officials said the Gulf countries were frustrated and even angry that the US military has not defended them enough. He said there is a belief in the region that the operation has focused on defending Israel and American troops while leaving Gulf countries to protect themselves, and said that his country's stock of interceptors was rapidly depleting. So, groot ongelukkigheid. En dan het ons nog 'n stukkie nuus. Hierdie is 'n berig wat nou na vore gekom het. United Arab Emirates tycoon to Trump. Hy het hom 'n brief geskryf. Who gave you the authority to start Iran war? En dit is 'n baie ryk man daar in die United Arab Emirates. Hy's 'n biljoenêr, Khalaf Ahmad al-Habtoor, has written an open letter to US President Donald Trump on X attacking his decision to go to war with Iran. Who gave you the authority to drag our region into a war with Iran? And on what basis did you make this dangerous decision? En dan gaan hy verder. Did you calculate the collateral damage before pulling the trigger? And did you consider that the first to suffer from this escalation will be the countries of the region itself? So hierdie ouens is baie ongelukkig, want die infrastruktuur word nou stikkend geskiet, groot skade, ekonomiese skade. Onthou, hierdie ouens se kos kom in via vloot of vliegtuig. Ek meen, as dit nie werk nie, is daar nie kos nie. Hulle het ontsoutingsaanlegte, as daar ontsoutingsaanlegte gebom word, dan het hulle ook nie water nie. Hierdie klomp golfstate het tot die ontnugtering gekom, dat hulle al die jare aan die neus gelei was. Hulle het gedink, as hulle die Jode in die VSA kan paai, dan sal hulle nooit deel wees van hierdie oorloë van die Jode teen die Palestynë, teen Sirië, teen Libanon nie. Nooit sal hulle sal vry aan die kant uitkom. Want hulle het hulle lederlik onderskat met die Jode, en natuurlik die VSA se bondgenoot van die Jode, omdat die Jode die VSA regering bestuur. So ja, of hulle nou in die toekoms weer die VSA basisse daar sal laat opslaan, die weet ek nie. Maar daar's baie radarstelsels op hierdie stadium verwoes in daardie areas. Maar hierdie wys net vir jou dat die VSA en die Jode nog geen plan ooit gehad het om in vrede met die hele area te leef nie. Daar was nooit 'n plan op die tafel nie. Dit was altyd smoke and mirrors, om die VSA en die Jode kans te gee om hierdie groot lande, wat 'n probleem is vir die Israel se plan om 'n superpower te word in die Midde-Ooste en 'n superpower in die wêreld, daai plan was altyd op die tafel. Jode het die VSA gebruik om die plan uit te voer. Daar sogenaamde Abraham Accords, dit het ook nou uit die bus uitgeval. Die mense wat dink daar kom nog vrede in die Midde-Ooste, hy sies tog, ek kry jou jammer. So, hierdie krisis gaan nou eskaleer. En dit gaan al hoe erger word. As jy moet ek 'n stiltetjie kom, en dan sal daar 'n derde Iran-oorlog wees, en dit sal ons in 'n derde wêreldoorlog dompel. Ons is nou op pad na die derde wêreldoorlog toe. So, hierdie hele situasie wat ons hier sien, moet ons nou maar gewoond raak. Dit gaan vererger en nog meer lande gaan daarbey betrokke raak. En dit is alles omdat hierdie Midde-Ooste die verkeerde ouens gaan vertrou het. Hulle sou beter afgewees het om Iran, Irak en Sirië te vertrou. Dan was hulle vandag beter af. Dan was hulle lande nie gebom nie. Die werklike vyand in die Midde-Ooste is die VSA en die Jode. Nie Iran nie, nie Irak nie, nie Sirië nie, nie Libië nie, en nie Afghanistan nie. Sies tog.